Okay, ek eindig my reeks vanmôre. Ons is in 'n reeks waar ons sê, hoe kan ons beter raak, sodat 2026 beter is? Alright, hoe kan ons beter raak, 'n beter ek? Hoe kan ek 'n beter ek word, sodat 2026 kan beter wees? En ons het in week 1, het ons mekaar gesê, het ons daai vers gebruik van waarlik een dag in die huis van God is beter as op 1000 dae ander. En ons het mekaar gesê, dat om in die teenwoordigheid van God te kom in hierdie jaar, gaan jou lewe in 2026 net beter maak as jy dit reg kry om in teenwoordigheid van God te kom. Toe verlede week, toe ons kom praat oor een hand is beter, een hand vol rus is beter as 2 dubbele hande vol werk gejaag na wind. En ons het gesê, hoekom wil ons altyd tyd spandeer in dinge wat nie saak maak, as ons eerder meer wil tyd spandeer in dinge wat ons wel saak maak. So as ons 'n beter 26 wil hê, moet ons meer tyd spandeer in dinge wat werklik saak maak. Okay, vandag gaan ons 'n bietjie, vandag is ek hou van hierdie boodskap en dit somme weer met my kom praat terwyl ek dit geskryf het en ek glo dit gaan met 'n klomp van julle ook somme weer van praat. Spreuke 22 vers 1, somme dadelik. 'n Goeie naam is meer werd as groot rykdom. Die goeie gesindheid van ander mense as silwer en goud. Dis my mooi. 'n Goeie naam is meer werd as groot rykdom. Die goeie gesindheid van ander is meer as silwer en goud. Kyk daarvan. Sien, gewoonlik wanneer die Bybel praat oor rykdom, gewoonlik wanneer die Bybel praat oor silwer en oor goud, is dit amper suggereer dit of probeer dit vir ons sê dat dit is wat mense najag. Wanneer hy praat oor silwer en goud, dan sê mense, jaag silwer en goud na, sodat hulle meer mag kan kry, sodat hulle meer gesag kan hê, sodat hulle meer invloed kan hê, of wat ook al. En ek dink vandag se samelewing, kan ons vir 'n oomblik daarna kyk, en sê, baie keer is ons gejaag, baie keer jaag ons na 'n groter huis toe, en ons is gejaag na die groter klerekas toe, en ons is gejaag na meer followers op TikTok, wat alles great is, maar is alles van die wêreld. En die Bybel het iets anders te geleer hierdie week. Die Bybel het my hierdie week geleer dat dis alles great om groot huise te hê, en dis alles great om al hierdie great stuff te hê, maar die Bybel sê daar's iets beters. En daar is beters, en hier is dit. Die beter is om 'n goeie naam te hê, want 'n goeie naam is meer werd as rykdom. Dis die vraag. Wat word jy gekenmerk vandag? As ek nou jou naam moes vat en ek sou hom nou daar op die bord moes sit. Right? Nee, daar is ons by punt 1, is nog nie daar nie. As ek jou naam vandag moes vat en ek gooi hom op die bord vandag, wat sou mense van jou gesê het? Dink vir 'n oomblik daaroor. Wat sou mense sê? Wat sal mense dink? As ek nou my naam daarop gooi, sal mense sê, hier net nie Erik nie. Net nie daai ou nie, jy weet. Sal hulle sê, wow, ja, ek ken daai ou. Wat word jy gekenmerk? Waarvoor word jy geken? Wat sal mense van jou dink? Wat sal mense van jou sê? Want ek dink soms ons hierdie leuen wat ons soms glo, is dat ons dink dat deur om 'n goeie naam te hê, moet ons baie keer perfek wees. En dis nie eintlik so waar nie. En dis 'n leuen wat ek dink in ons gedagte is, wat ons partykeer moet stop, want 'n goeie naam beteken nie jy's perfek nie. Dit beteken dat jy's besig, Jesus is besig om jou te vorm en jou te verander en jou lewe te transformeer na iemand wat hy graag wil hê jy moet wees. Hoor mooi vandag, ek wil hierdie leuen uit jou hart uit glo vanmôre. Om 'n goeie naam te hê beteken nie jy moet perfek wees nie. Maar dit beteken dat Jesus is besig om iets in jou hart te doen, om jou te verander, sodat jy kan beter word, sodat jy kan transformeer. Nou name is vir my verskriklik interessant. Kom ek sê so, is 'n interessante ding. Ja, kom ek sê so. Dit dra krag reg deur ons lewe. Jou naam of ander se name, daar word gewoonlik goed aan vasgeplak of goed aan gekoppel aan 'n naam. Ek kan onthou toe ons name moes kies het vir ons kinders, was ons baie versigtig wanneer ons name gekies het vir ons kinders. Ek het probeer om nie 'n naam te kies waar my kinders kan spot op pauses omdat dit jou naam is. Jy weet, ek moes name anders te kies of as Alicia elke keer 'n naam gegooi het, dan sy gesê, hoorie, wat van hierdie naam? Dan sê ek, wat is jy mal? Ons kan ons kind daai naam nie. Ek en die meisie wat in graad 1 potkore gebreek het sonder om 'n oog te flinch.
En as kan nie ons kind naam gee, nou raak sy soos 'n serial killer van potlode. Verstaan? Ek sê, ons kan nie daai onmoontlik. Ek sê, wat van hierdie naam? Nee, sê sy, ons kan nie daai noem nie. Ek kan onthou, ek het 'n ouetjie gehad wat sy broek gepiep het in graad 2 met daai naam. Ons kan nie ons kind daai naam noem nie, nou piep hy in sy broek in graad 2. Verstaan? Name ons koppel gewoonlik dinge aan name, stories, gedagtes, word almal aan ons name gekoppel. Ek het 'n game gebring, wat ek wil hê. So wat ek gaan doen is, daar gaan 'n klomp ouens gou, daar gaan 'n naam met 'n gesig op die bord kom, en die eerste ding wat jy agterkom, skree dit uit. Maak nou nie saak wat jy skree nie, daar's nie 'n regte of 'n verkeerde antwoord nie, ek wil jou net iets wys. Is julle reg? Gooi geraai name op die bord. Adolf Hitler, enigiemand? Okay, great, volgende ene. Het ek al, Billy Graham. Worship, evangelis. Okay, Dr. Martin Luther King. Okay. Gaan aan, Gandhi. Vrede, wysheid, slim. Osama bin Laden. Ja, okay, ons almal ken hom. Gaan, Moeder Teresa. Wonderlik, liefdevol, omgee. Alright, hey, dis 'n klomp name. Elkeen van ons kon iets gesê het oor hierdie naam. Elkeen het 'n naam, het iets gehad wat gekoppel het aan sy naam. 'n Goeie naam kan of slegte dinge dra. Die oomblik toe ek Osama bin Laden, toe weet julle almal. Of 'n gekoppel, of jy kan 'n slegte konnektasie hê by jou naam. So hoekom is 'n goeie naam dan beter? Erik, Kees, great stuff, ons het nou lekker games gespeel, alles great, maar Erik, hoekom is 'n goeie naam beter? En ek wil jou vanmôre kom motiveer met 3 dinge wat ek dink. Ek dink ons 'n klomp meer, maar 3 dinge wat ek voel ons kan regkry hierdie jaar, as jy 'n beter 2026 wil hê, as dit kom by 'n goeie naam. Punt nommer 1. 'n Goeie naam skep vertroue en gee mense moed. Spreuke 10 vers 9 sê, wie opreg leef sonder vrees. Wie krompaaie loop, word uitgevind. Nou, julle ken die storie, 10-10-1 ken julle die storie, as jy nie ken nie, gaan ek hom nou vertel. In ons huis is sweets en chocolates goud werd. Absoluut goud werd. En ek het 'n probleem wat ek het is, my 3 kinders is almal lief daarvoor, en my vrou is verskriklik net so lief vir chocolates, en ek is nou obviously die liefste daarvoor. So in ons huis moet ek baie strategies dink wanneer ek die chocolates kry. Want Dienkie het vanmôre vir my gegee en ek probeer nou dink waar ek dit gaan weg moet steek, want anders is dit gone. So ek moet baie strategies dink waar ek dit los. Kan dit nie in die kar los nie, want dan word dit smelt. So ek moet baie strategies dink. So ek het so 'n Pitsarium 'n kas gehad, so hoog lekker bo 'n kas gehad wat ek het geberg het, en dan ken julle die storie vandag na al die dag is verby, al my goed is gedoen, dan lê ek net vir so 'n oomblik op die bed en sê Here, help my net om vir 'n oomblik te rus, en dan vreet ek gewoonlik die chocolates. Ek eet dit nie, ek vreet dit. Want dan is net nou wys, né? So dan vreet ek sweets, ek vreet chocolates, verstaan jy, en dan sê ek, maandag sal ek met dieet begin. Ons ken daai. Maar dit is baie strategies, en baie keer dan lê ek, dan hou ek dit nou vir myself vir 'n sekere tyd. Ek sit eers die kinders in die bed, want dan moet ek met hulle deel, so dit werk nie so nie. En dan kas. Dan lê ek op die bed, dan hoor ek. Dan hoor ek by kas deur. Zaini! Wat maak jy? Nee, niks nie. Ek sê, hoekom hoor ek daai kas deur van my? Nee, niks nie, ons doen niks nie. En dan eventually as ek opstaan en ek kom in die kombuis en sê, wat maak julle? Dan Zaini se mond so vol chocolate. Niks nie. Ek sê, het jy my chocolate nou net geëet, weet ek? Nee, ons weet ons mag nie chocolate eet nie. Papa, dis mos papa se vir Sondag. Ons mag dit nie hê nie. Zaini, jou hele mond is vol chocolate. Nee. Dit was seker Andrew. Maar dan, dit was definitief nie ons nie. En dit is 'n dom voorbeeld, maar doen ons nie dieselfde baie keer. Dis 'n stupid voorbeeld, maar ons wange is vol en ons tree op ons. Ek sal dit nooit doen nie. Ek sal nooit kyk wat ek nie moet kyk nie. Daar's nie 'n manier nie. Ek sal nie op daai link klik nie. Daar's nie 'n manier nie. Ek weet ek mag dit nie kyk nie. Maar jy doen tog. Nou as jy bekommerd, iemand gaan jou uitvind. Jy lewe nie opreg nie. En nou skielik begin jy hierdie krompaaie loop, en die Bybel sê as jy krompaaie begin loop, is die Bybel baie duidelik dat jy gaan uitgevind word. Of jy skinder. Jou mond is net so vol skinder en jy sê, ek het dit nie gedoen nie. En nou is jy bang dat iemand dit gaan uitvind.
Nou is jy bang dat jy mense seer gemaak het oor wie jy geskinder het. Of dalk loop jy nie die opregte pad by die werk nie. Jy sit nie die regte tyd in by die werk wat jy moet nie. Jy doen die deals wat nie nodig is om te doen nie, wat nie opreg is nie, wat nie skoon is nie. En nou is jy bang iemand vind uit daarvan en nou is jy bang die baas vind uit daarvan en jy soos ek is nie ek nie. Of dalk het jy inappropriate gesprekke op Facebook met mense of jy het 'n full-blown affair met mense. Nou is jy bang om nou probeer jy SMS te delete en jy probeer kyk waar jy kan uitkom waar jy nie kan kom nie want jy's nou in die moeilikheid. En nou is jou wange net so vol, maar jy sê hoorie maar nee, dit kan nie ek wees nie. Jy loop nie die opregte pad nie. En die Bybel is baie duidelik. As jy nie die opregte pad loop nie, dan gaan jy uitgevind word en dan gaan jou naam gekoppel wees aan iemand wat nie meer kan nie. En nou vertrou mense jou nie meer nie. En nou gee mense jou nie meer moed nie. Daar's 'n groot verskil as jy die regte pad loop. Want dan bou jy vertroue. Dan sê jy, ek kan daai ou vertrou. Hy loop die regte pad. Ons kan hom vertrou. Hy gee my moed om die regte pad te loop. Tweede punt van 'n goeie naam. 'n Goeie naam praat namens jou. Dis 'n storie in die Bybel, 2 Kronieke 9, waar koning Salomo en die koning van Sheba het 'n gesprek gehad. Nou Salomo is sekerlik een van die wysste manne wat op aarde geloop het. Sy reputasie het hom vooruit geloop en die koningin van Sheba wou graag uitvind of dit waar is. Jy geweet dat jou reputasie jou kan vooruitloop of jou reputasie kan jou vooruitloop. Hoor die storie. 2 Kronieke 9 vers 1 tot 2. Die koning van Sheba het gehoor wat van Salomo vertel word. En sy het toe self na Jerusalem toe gekom om hom met moeilike vrae te toets. Luister hier, as jy vrou jou neersit met 'n moeilike vraag, as jy die moeilikheid, maar geval. Sy het 'n baie groot gevolg saamgebring en ook kamele wat belaai was met kosbare krye en groot hoeveelheid goud en edelstene. Toe sy by Salomo kom, het sy met hom oor alles gepraat waaraan sy kon dink. En Salomo het vir haar 'n antwoord gehad op al haar vrae. Niks was vir Salomo onverklaarbaar nie. Hy kon haar op alles antwoord. As jy net so 'n bietjie verder lees in vers 4 staan daar, haar asem het daarvan weggeslaan. Kyk, het jy geweet jou reputasie kan jou vooruitgaan? Jy geweet jou reputasie kan jou vooruitloop vir die dinge wat jy gedoen het. Ek weet nie of jy al ooit in jou lewe iemand ontmoet het, nog voor jy iemand ontmoet het, omdat iemand anders te jou van vertel het, van hierdie ou nie, nou voel dit asof jy hierdie ou ontmoet het. Dis jou goeie naam. Dis jou reputasie wat jou vooruitgeloop het. Ek meen, ons het op die bord nou net Billy Graham gehad, die grootste evangelis, ons het Moeder Teresa gehad, ons het Dr. Martin Luther King gehad. Van geboorte af was daar niks. Geboorte was dit net 'n naam. Geboorte het hulle niks beteken nie, maar soos het hulle lewe gedoen het en die regte pad begin geloop het en die lewe gedoen het met integriteit en gedoen het wat vir God hulle gevra het hulle begin om 'n reputasie te kry. Die oomblik toe ek hulle op die bord sit, kon almal van julle sê wie hulle is. Toe kon almal van julle sê, maar daai was 'n goeie ou. Daai was 'n ou met 'n reputasie, daai was 'n ou met goeie invloed as gevolg van die lewe wat hy geleef het. Ek dink daarom sê die Bybel dat 'n goeie naam is beter as rykdom. Ek sien dit soveel keer op Facebook. Iemand wat 'n comment gee op iemand van julle se Facebook posts en dan kom julle vriende wat inconsistent is met julle karakter en dan kom julle vriende, dan comment julle vriende daarop en sê, maar luister, jy kan nie nou daai comment gee nie, want jy ken nie daai ou nie, soos ek hom ken nie. Daai is totaal en al verkeerd van dit, want ek ken daardie ou. Daardie ou is nie soos wat jy gesê het hy is nie, en jou vriende kom staan vir jou op, en hulle is in jou defense as gevolg van jou goeie naam. Kerk, jou naam kan jou vooruitloop. Hy praat namens jou. Die derde ding is, jou naam inspireer ander. 1 Korintiërs 11 vers 1 kom Paulus. Hy sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Paulus kom skryf hier aan 'n brief aan die gemeente in Korintiërs oor hoe om volgers van Jesus te word en wat dit beteken. Paulus het 'n gevoel gekry dat die mense in daardie gemeente is bekommerd of hulle dit gaan regkry. Hulle is bekommerd of hulle dit of hulle die standaard kan lewe wat daar van hulle verwag word. En Paulus kom en hy antwoord hulle en hy sê, luister die manne, terwyl julle so stres en gaan, is maklik, volg my. Volg my voorbeeld. Want ek volg die voorbeeld van Jesus.
Met ander woorde, ek weet dit kan soms moeilik wees. En ek weet dat die wêreld maak dit partykeer vir ons nie maklik om 'n Christen te wees nie, maar wees geïnspireerd deur wat julle in my sien. Paulus nou. Wees geïnspireerd in wat julle my sien doen en hoe julle my sien loop, want ek, Paulus, volg die voorbeeld van Jesus. Ek dink ek moet vir 'n minuut net vir 'n oomblik hier stil staan. Want as jy geweet, as jy vanmôre hier sit, het jy geweet, as die feit dat jy vanmôre hier sit, behoort ek en jy mense te inspireer. Die feit dat jy vandag kerk toe gekom het 8 uur, beteken dit dat jy behoort mense te inspireer. Kerkmense behoort eintlik na my en jou as Christene, as gemeentelede te sit en kyk en te sê, man, daai ou gaan deur soveel, steeds sien ek hom glimlag. Daai ou het soveel in sy lewe, sy het soveel probleme in haar lewe, maar steeds sien ek haar voorbeeld, steeds sien ek haar glimlag, steeds sien ek haar hierdie absolute vreugde hê. Ek wil hê wat sy het, sy inspireer my. Ek dink soveel van ons, hy lewe net een hand. Kyk hoe lewe daai ou, ek wil graag soos hy wees. Hy lewe met dinge wat belangrik is. Hy worry nie oor die dinge wat nie saak maak nie, maar hy lewe vir die dinge wat saak maak en dis vir my so belangrik en ek wens ek kan wees soos hy. Kerk, ons werk is om so te lewe daar buite, sodat wanneer ander mense na ons kyk, hulle moet sê, ek soek dit. Lewe jy so? Is jou naam besig om mense te inspireer? As ek jou naam op die bord vanmôre hier gegooi het, wat sou mense geskree? Lafaard? Yes, ja, check hom. Of sou die mense gesê, wow, ja, hy inspireer my. Hoe lewe jou naam? Want kom ons wees eerlik, is nie omdat ek en jy goed is nie, maar is omdat Jesus goed is. En daardie selfde gees wat Jesus uit die dood het opgestaan het, by the way, daardie selfde gees, kerk, lewe my en jou. En dit behoort ander mense te inspireer. Okay, Here, great, jy weet, ek is nie Billy Graham nie. Ek is nie Moeder Teresa nie. Ek is nie Martin King Luther nie. Ek is nie 'n goeie spreker nie. Ek weet nie of ek dit kan doen nie. Ek is net 'n bankteller. Ek is net 'n dokter. Ek is net 'n prokureur. Ek is net 'n juffrou. Ek is nie baie inspirerend nie. Okay, wag, kom ons speel nog 'n game. Wie was Juffrou Suid-Afrika in 2002? Enigiemand? Niemand nie. Okay, kom ek vra 'n maklike vraag. Wie het die Karibebeker gewen in 2001? Enigiemand? Ja, maar kan nie die Lies is die beste, maar in elk geval. Okay, wag, hier is nog 'n vraag. Wie het die Oscar gewen vir die beste aktrise in 2007? Enigiemand? Niemand. Ons weet nie. Okay, kom ek vra jou hierdie vraag. Watter juffrou het jou inspireer om meer te doen? Nie 'n antwoord nie. Watter coach het in jou geglo toe niemand anders in jou wou glo nie? Watter juffrou het jou gedruk om meer te doen toe jy nie wou nie? Het sy jou gedruk om te doen en ter danke van haar is jy hier? Watter vriend het saam met jou gestaan in die donkerste tyd toe niemand anders te wou nie? Sien kerk, almal van ons kan inspirerend wees. Almal van ons wat vanmôre hier kan inspirerend wees vir iemand anderste as ek en jy net 'n lewe saam met God. Dan behoort ek en jy eintlik mense te inspireer. Nie omdat ons goed is nie, maar omdat die een wat in ons leef amazing is. Jesus. Hier is die moeilike eintlik, hierdie is die moeilikste gedeelte eintlik van hierdie hele boodskap vanmôre, want baie van julle sit vanmôre hier en sê, okay, Erik, maar ek het nie 'n goeie naam nie. Erik, as ek my naam op die bord moet sit, man, dan sal mense weghardloop. As jy weet wat ek gedoen het en as jy my verlede ken, sal jy weet, Erik, ek is terrible. Dit laat my dink aan die Bybelvers in Openbaring 3 vers 1, skryf Jesus aan die gemeente aan Sardis. So sê hy wat die 7 geestes van God en die 7 sterre het. Hy sê, ek weet alles wat julle doen en ek weet julle die naam en dat julle lewe, maar tog is julle dood. Jy sit ook vanmôre hier en jy sê Erik, daai is ek, ja. Ek's dood. Dis my naam is useless.
Ek het nie 'n goeie naam nie, en as die mense gaan begin uitvind wie ek is, dan gaan hulle ook nie eens van my hou nie, dan gaan hulle 10 teen 1 nie eens my langs my wil sit in die kerk nie. Dis my naam. Kan ek jou antwoord op daardie gevoel vanmôre? Kan ek jou antwoord op daardie ding vanmôre? Met oop arms. Welkom by Victory Kerk. Ek soek juis mense wat se naam nie lekker is nie. Jy gaan juis langs iemand sit vanmôre wat se naam nie lekker is nie. Ek is so bly jy het gekom. Ek is so bly jy het gekom. Dis die meeste hammering wat ek vat by die kerk. Ons kry mense wie se name nie lekker is nie. Ons het weer hierdie week 'n vroutjie gehad wat geloop het. Ja, maar daar's mense in jou kerk, so ek gee nie om niks. Dis wie ek soek. Ek soek 'n ander kerk met goeie name dan. Ek is so bly jy's hier. Want ek en jy glo in daardie skrifgedeelte in Romeine 3 vers 23 wat sê almal het gesondig. Almal het gesondig. Het jy geweet dat ek hierdie week gesondig het? Het jy geweet die worship team wat nou net so nice gesing het 10 teen 1 almal gesondig? Het jy geweet die ou wat by die deur jou probeer groet het vandag met 'n drukkie het ook gesondig? En die Bybel sê dat almal van ons het nie deel in die heerlikheid van God nie. Kerk, maar die goeie nuus is, al is jou naam vanmôre nie lekker nie. Daar's iemand wie se naam beter is. En die Bybel sê dat selfs die konings gaan eendag voor hom buig. Die Bybel sê die naam is so amazing dat die demone sidder as hulle aan hom dink. Die Bybel sê die naam is so amazing dat hy is die naam bo alle name. Kan ek vir sê wie is die naam? Jesus. En as jy vanmôre hier ingestap het en jy het vasgevang gevoel vanmôre en jy het gevoel dat jou naam is nie lekker nie, is gevolg van dom besluite en dinge wat jy gedoen het en besluite wat jy geneem het en nou voel jy vasgevang. Daar's 'n vers in Galasiërs 5 wat sê deur Christus Jesus is jy vrygemaak. En as jy vanmôre hier ingestap het en jy sê Erik, maar my naam is nie lekker nie, ek voel so ver van God af. Inteendeel, ek weet nie eens eintlik wie God is nie. Daar's 'n Bybelvers in Efesiërs 2 wat sê as gevolg van die bloed van Christus het jy nou lewe en is jy deel van die familie. En as jy vanmôre hier ingestap het en jy het my gesê Erik, ek is unlovable, ek weet nie eens of mense langs my wil sit nie, dit voel nie asof ek aanvaar word in die community nie. Romeine 15 is daar 'n vers wat sê in Christus is jy aanvaar. Of dalk sit jy vanmôre hier en jy voel vuil en jy voel vol sonde en jy sê Erik, ek weet nie, in 2 Korintiërs 5 is daar 'n Bybelvers wat sê in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Ou is verby. Jy's nuut. Ja, Erik, ek hoor dit, maar jy ken my nie. My naam is way te terrible. Ek het my naam way te veel weggegooi. Dit kan net nie wees nie. My gedagtes, my naam is vieslik. Jy's reg. Een van julle dalk in hierdie week iemand gevang en gemartel? Enigiemand? Niemand. Het een van julle dalk in hierdie week iemand vermoor? Enigiemand? Niemand nie. Wel, al 4 die boeke waarvan ek nou net gequote het om te sê jy's vrygemaak, jy's gekoop deur Jesus se bloed, is deur 'n man geskryf met die naam Paulus wat Christene doodgemaak het. En tog het God hom gebruik om die helfte van die Nuwe Testament te skryf. Hy het 'n slegte naam gehad. Sy naam was Saulus. Op pad Damaskus toe het hy Jesus ontmoet. En Jesus het sy lewe met hom gewerk en sy lewe met hom getransformeer en toe gebruik Jesus hom om mense te reach by die miljoene met 'n slegte naam. En jy sit vir dalk en jou naam is nie lekker nie, dis okay. Jy's welkom hier by ons. As jy vanmôre hier sit en jy sê ek is te sleg, kan ek vanmôre iets vir jou sê? Jesus sê hy's goed. Erik, maar ek is sleg. Ek weet Jesus is goed. Kerk, moenie dat jou verlede jou toekoms bepaal nie. Moenie. Wat jy vandag doen, bepaal jou legacy vir môre. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak waar jy is nie. Maak nie saak hoe sleg jou naam is of waar ook jy is nie. Maak nie saak op wat se links jy geklik het nie. Maak nie saak hoe jy eintlik by hierdie kerk opgedaag het nie. Luister gou mooi kerk. Jy bepaal vandag jou legacy. Wat jy vandag doen. Want vandag is 'n nuwe dag. Ek sluit af hierso. Dit is vir my so hartseer. Dit doen nou die dag begrafnis. Jong vrou, begrafnis. En ek ken haar nie, ek het nog glad nie geken nie. Maar ek het toe besluit om vorentoe te gaan of voor die tyd te gaan om die gebied te hoor hoe sy was en wat sy is, dat ek kyk of ek maniere kan kry. En soos ek haar staan by haar mense, sê ek luister, vertel my net 'n bietjie van hierdie vrou, weet hoe was sy? En almal staan doodstil en ons so stilte. Sy was snaaks. Ek sê, yes, sy was snaaks. En almal sê, ja man, sy was snaaks. Ek sê, kyk, nog iets, vertel my nog iets van haar.
Sy het gehou van brandsous. Ja, sy het chili sous op eiers geëet, en chili sous op rys geëet, en chili sous, ja, almal het. Ek weet nie van jou in die kerk, maar is dit al waarvoor jy geken wil word? As jy al waarvoor geken word, dat iemand jou eendag begrawe en sê, o ja, hy het gehou van brandsous. Of wil jy hê, mense moet jy onthou vir iets anderste. Jy het hulle inspireer, jy het moed gegee, jy het dinge vir hulle gedoen. Kerk, goeie naam is meer werd as groot rykdom. Kom ons maak ons oë toe vir 'n oomblik.